As jy enigstens in leierskap betrokke is, as jy mense lei, of het nou een ou is, wat saam met jou werk, wat jy lei, of jy 100 mense lei, daar is 'n baie goeie leierskapsboek, wat die moeite werd is om te lees. Hy sê, start with why. Start with why. How great leaders inspires everyone to take action. En basies gaan dit daaroor dat as jy iets doen in die lewe, vra daarom die vraag, hoekom doen ek hierdie? Jy weet, hoekom moet ek dit doen? Want die boek wat die boek beskryf is die motivering. As jy iets van die motivering agter dit verstaan, dan doen jy dit anders. As daar 'n ander perspektief, dan lyk dit anders. So vir die leierskap begin by die hoekom. Nou ek weet nie, meeste van julle het groot geword soos ek groot geword as jy gevra het hoekom, as die antwoord want ek sê so. Nee. Of sommer. Net as hulle haastig is, dan is dit sommer. En vandag werk die antwoord nie meer so lekker nie. Die antwoord werk nie meer. Mense wil rede verstaan. En so ons kom aan die einde van ons reeks, waar ons gepraat oor vrygewigheid, gepraat oor 'n familie op 'n missie, wat iets verstaan van vrygewigheid en wat die impak van dit is wanneer geestelike familie vrygewigheid ernstig opneem. En ek wil hom land met dit. Ek wil hom land met die why van gee, die hoekom gee ons. Die hoekom gee ons, en die maklike en die vinnige antwoord is natuurlik want die Here sê so. Want dis wat die Here vra, nee, maar nou kom ek pause net eers en sê eintlik as die Here iets vra of sê, is dit genoeg. Iemand het eendag gesê, ek dink is Billy Graham of iemand sê, God said it, I believe it, that's enough. Jy weet, that settles it. Daar's ietsie van daai geloof vertrou, Here, al verstaan ek nie, dis genoeg. Maar die realiteit is die Here wil vir ons kom inbring en inbind. Daar's genoeg skrif in die Bybel wat dit weggee vir ons, dat die Here wil ons laat verstaan hoekom. Weet, hoekom gee ons? Dit klink dalk so 'n bietjie soos 'n simplistiese antwoord, want dis wat die Here vra, klink soos die weergawe, die geestelike weergawe van sommer. Maar hier kom die Here en daar's ietsie wat hy wil kom oopbreek vir ons as gemeente net vir oggend. Hier's die spanning, ons begin by dit. Die spanning is, het die Here ons finansies nodig? En die antwoord is nee. Dit is baie duidelik, nee. Psalm 50 vers 10 sê, want al die diere van die woud is myne, dis die Here wat praat, en die vee op 1000 heuwels. Daai is 'n skrifgedeelte wat vir my kosbaar is, en baie maal as ek bid, ek vertrou die Here vir finansies, vir my begroting, of iets in die gemeente, waarvoor ons die Here vertrou, Here, ons vertrou dat ons finansies gaan hê om dit of daai te kan doen, dan sal ek eers net hierdie gebed bid en vir die Here sê, Here, ek herinner hom, aan U behoort die vee op 1000 heuwels. En eintlik herinner ek myself. Nee, dis nie asof die Here, ja, nou onthou ek. Nee, dis ek wat 'n stuk geloof kry en sê, God is ons voorsiening, dit wat Marius vanoggend gesien het. Die Here voorsien. Die Here voorsien. Nou, die psalmdigter dit skryf, wou hy nie vir ons eintlik kom verduidelik het, dat die Here 'n boer met beeste in die hemel, en hy het so 'n wildsplaasie op die sykant ook nie, okay? Dis nie wat dit hier beteken nie, wat hy kom eintlik uitbeeld is om te sê, alles behoort aan, absoluut alles behoort aan die Here. Nee, daar's 'n wete daaraan dat alles behoort aan hom, en hy is my God, so met ander woorde, hy sorg, en ek is deel van sy sorghart wat na my toe ook kom. Maar partymal is ons soos die ouetjie wat saam met sy pa, die tiener wat saam met sy pa gaan eet het by McDonald's, sy pa bestel vir hom een van daai groot borde, nee, chips, so lekker groot bord chips, en hy sit daar, en die pa was nie regtig honger nie, hy het net 'n milkshake gekry, en terwyl hy so sit en kuier, vat die pa so een van sy chips, en die ouetjie soos, nee, dis myne. Maar die waarheid van die storie is sy pa se, hy het betaal vir alles is syne, hy vat net een chippie. En dis wat Psalm hier vir ons kom uitbeeld, alles, die vee op 1000 heuwels, wat die psalmdigter eintlik kom sê. Dis die tiener wat daar sit en sê, pa, die 1000 chips op my bord behoort aan U, is U sin. En daar's iets wat gebeur in 'n ou se hart, en ons as 'n gemeente begin verstaan, okay, die Here kort regtig nie my finansies nie. Dis nie die ding wat die pastoor sê nie, dis regtig so.
Dink gou vir 'n oomblik, die Here kort ook nie ons aanbidding nie. Hy kort nie ons aanbidding nie. Hy het dit nie nodig nie. Kom ek dit so sê, hy het nie ons worship nodig nie. Hy het nie daar vanoggend gesit in sy binnekamer en gesê, jy weet, my selfvertroue is so 'n bietjie af vandag. Ek kan nie wag dat Dr. Dave Meyersdal net weer sing en my vertel hoe, jy weet, hoe getrou ek is en hoe goed ek is. En hy het nie nodig gehad om die mens te skaap. Hy was nie alleen en toe skaap hy maar die mensdom nie. Hy het nie nodig dat ons hom gehoorsaam nie. O God, my plan gaan nie uitwerk as hierdie groep mense my nie gaan gehoorsaam nie, nee, hy's God, hy het niks van ons nodig en tog vra hy dit. Tog vra hy dit en daar's iets moois in die tog vra hy dit, dat ons vra, Here, as U dit nie nodig het nie, as U veral by finansies, as U dit nie nodig het nie, weet, hoekom moet ek dit dan gee? Want come on, ek meen, vir die meeste van ons is dit 'n moeilike saak, is 'n gestoei elke maand om die begroting te maak klop en party moet 'n bietjie minder hier gee sodat 'n bietjie meer daar kan hê en jy weet, is nou met 'n ou stoei en sê maar as die Here dit dan nie nodig het nie, jy weet, hoekom dan verstaan ek nou nie so lekker hoekom moet ek gee nie. En dis waartoe hierdie boodskap vanoggend wil gaan. Dit gaan oor die why, vergeet die hoekom ons tiendes gee. Sien die Here het regtig nie ons finansies nodig nie. Maar die opdrag wat hy vir ons gegee het wel. Die opdrag wat die Here vir ons gegee het, vra tog vir finansies. As ons die vraag vra, goed, as die Here nie ons geld nodig het nie, wat maak hy dan daarmee? Is daar iewers 'n groot lys waarin alles berre en as ons eendag, jy weet, in die hemel kom, dan sê hy, okay, hierso, jy weet, hierso is wat jy... Nee! Wat die Here doen is, hy gee daai finansies net so terug weer aan die mensdom. Want hy het weer eens nie 'n stoorkamer nodig om op te gaar nie, is hy gebruik daai finansies ten gunste van die mensdom. Wat bedoel jy as jy dit sê? Wel, die Here kom en hy kom gee vir ons 'n groot opdrag. As wat ek sê, dit het die finansies van die Here nodig. Dit het die vraag vir finansies, vra vir geld. Nou, dit sou baie nice gewees het vir my. Sou dit baie makliker gewees het as ons hier agter waar die klei staan 'n groot goue hemelse ATM masjien gehad het, nê. Nee. So as daar iets fout is en ons moet iets regmaak of ietsie moet gebeur, of salarisse moet betaal word of ons moet brandstof vir die generator of wat ook al die uitgawe is, dan gaan staan ons gou daar 777 is die pincode. En nou ek weet dis 'n grappie, maar glo die Here kan dit doen. Natuurlik, hy kon water in wyn verander. Kom aan. So ATM masjien is vir hom small change. Dis maklik, nee, hy kan dit doen. Maar hy kies om dit nie te doen nie. Vir goeie rede. Vir goeie rede, want hy met my en Marius en die span op ons knieë hou een. En vir jou as 'n vernoot, ook op die knieë hou. Want hy kies om ons deel te maak, sê, hier sit my mense deur wie ek gaan voorsien. Hy eintlik is soos daai tiener wat met die bordchips daar sit en sien daar's 'n honger ouetjie en hy haal weet so van die 100 chips 10 uit en hy gaan gee vir daai honger ouetjie en sê hoor hier's vir jou 'n blessing. Maak daai pa se hart bly. Die Here kies om ons in te trek en ons deel te maak van daardie oefening. Die Here se mandaat aan ons kos geld. Wat is die Here se mandaat? Julle vra goeie vrae vanoggend, hoor, ek wil net sê, dit pas so in by my preek. Well done, kom ek antwoord jou. Die mandaat van die Here is Matteus 28 vers 19. Dis gaan dan en maak disippels van al die nasies. Dis die laaste ding wat Jesus vir sy disippels sê. Nou luister, hy kon dit self doen. Dink vir 'n oomblik, hy het 'n woord gespreek en die heelal kom tot stand en sonne kom uit sy mond uit. Hy kon self. Hy hoef nie te gaan sit dit aan die regterhand van die Vader. Dis nie dat hy moeg was nie. Dis niks van daai goeders nie. Hy gee hierdie, hy sê vir sy disippels, ek maak julle deel van my storie en my heerlikheid. Nou gee hy vir hulle die opdrag. Gaan maak disippels. Wat is 'n disipel? Nog 'n goeie vraag. Dis iemand wat Jesus liefhet. Dit weet ons. Okay, is iemand wat Jesus liefhet, wat hom volg, wat doen wat hy hulle geleer het om te doen, wat doen wat hy gedoen het.
Maar dis meer as dit. Hoor wat sê Johannes 13:35. Hy sê dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels het. As julle liefde teenoor mekaar het. Liefde. Daar's so 'n mooi storie. Ek het in die week weer gehoor, as ek herinner aan dit en dit net weer my hart gegryp. Van hoekom die kerk gegroei het, reg aan die begin. Daai eerste 200-300 jaar, daai tyd was al verskriklike pestsiektes en pla, en wat die moeilikheid was, daar was nie inentings nie, en daar was nie medisy wat antwoorde gehad het vir die goed nie. Soos 'n plaag uitgebreek het, was dit erger as ons belewenis van die coronavirus. Baie erger, die swart plaag, miljoene mense het gesterf op strepe. So wat gebeur het as hierdie plaag uitbreek, dan vlug mense letterlik uit die stad uit. Hulle kom weg van mense af, het was so 'n bietjie soos ons in daai tyd, jy weet, jy's in jou huis, maak die deur toe en jy het kontak met niemand nie. Dan hulle het weggevlug van mense af, behalwe die Christene. Hulle het in die stad ingestroom. Die mense het gedink hulle is mal. Maar hulle het na die siekes toe gegaan en hulle wonde verbind en vir hulle water aangedra en kos gegee en dood gegaan in die proses. Hulle het siek geraak. Hulle het dis aansteeklike siektes gewees en dan het hulle dit gekry, swart plaag of wat ook al. En hulle was bereid om dit te doen, hulle lewens te gee sodat ander die liefde van Jesus kan beleef. Jesus profeteer hierdie eintlik. Dis hulle het nie, ja, Jesus het gesê kom ons doen gou hierdie nie. Is wanneer jy Jesus ontdek en daai liefde leef hier binne in jou hart, die volgeling van Jesus, dit kom outomaties, dit is vloei uit, dis reeds binne in jou, jy ontwikkel 'n liefde vir mense wat jou dryf om dinge te doen ver bo jou eie vermoë. Jesus profeteer dit eintlik. En sê hierin is waarin hulle gaan sien dat julle my disippels is. Hulle gaan nie julle liefde onder mekaar sien. En dan vat hy hom ook 'n stap verder in Matteus 5 vers 14, as hy praat met sy disippels, sê hy, julle is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, wat hy sê is, julle gaan impak maak. Die vers net voor dit sê hy ook, julle is die sout van die aarde. Julle bring verandering. Julle bring persevering, julle bring hoop. Julle is die lig van die wêreld. Wat is 'n disipel? 'n Disipel is iemand wat lief is vir Jesus, wat lief is vir mense en wat leef vir impak. En Doxodeo noem ons so 'n persoon 'n city changer. Dis net mooi woorde vir 'n disipel. Wat is 'n city changer? Knowing God, loving people, impacting my world. Ons is lief vir Jesus. Ons is lief vir mense en ons leef vir impak. As hulle ons vra wat doen, as hulle ons vra, die leierskap vra, wat doen julle in Doxodeo? Dan sê ons, we raise city changers. Kyk hulle ons so aan. Sê so, met ander woorde, ons maak doelgerigte disipels. Dis wat ons doen. Dis die Here se hart vir ons en ons roeping en dis ons mandaat. Ons is 'n familie op missie. Maar die missie vra finansies. Net soos in Paulus se tyd. Nee, ons het nou die laaste 2 Sondae gekuier in 2 Korintiërs en Paulus kom en hy praat oor die Macedoniërs en hy sê van hoe hulle fondse bymekaar gemaak het vir hierdie spesifieke area en wat was hulle mee besig? Die evangelie, hulle was besig met kerkplanting. Hulle was besig met versorging, hulle was besig met God se werk in daai plek en so net soos in daai tyd. Kos die mandaat nog steeds finansies. Hoor hoe beskryf Paulus as hy dan nou hierdie ask na die Korinte bring. Hy sê vir hulle elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het. Ek het verlang daai skrifgedeelte gelees en gedink, okay, jy besluit in jou hart, dis hoeveel ek gaan gee en dan gee jy. Maar die volgende gedeelte kwalifiseer hom eintlik hierso. Hy sê nie uit spyt of uit dwang uit nie. Hy kom adresseer die motivering. Hy sê moet nou nie gee omdat iemand nou gesê het, voorgestaan, jou hartsnare geroer en of jy spyt, jy weet jy het skuldig gevoel, dalk is dit hoekom ek siek word of my finansies nie wil uitwerk nie is om en nou voel jy skuldig en sleg en spyt en nou tree hy dit uit op nie. Hy kom sit 'n motivering neer en dan kwalifiseer hy daar. Hy sê want God het 'n blymoedige gewer lief. Hy kyk na die hart, hy praat van met daai hart. So hy sê vir hulle eintlik besluit om te gee. Nie wat om te gee nie, besluit om te gee. Daar's
Daar's vele skrifgedeeltes wat die hoeveel vir ons kom inkleer en vir ons daar kom konteks gee. Hy sê, wat hy hier sê is besluit net, neem 'n besluit en gee. In 'n blymoedige hart. Gee dit op 'n plek van waar God iets kom oopbreek het vir jou van die hoekom ons gee. Iets van die verstaan. Dan gaan hy verder en sê, en God is in staat om aan julle elke gawe in oorvloed te gee, sodat julle in elke opsig altyd van alles genoeg kan hê en ook nog oorvloedig kan wees in elke goeie werk. Die goeie werk waarvan hy al praat is dit waarmee hulle, die apostels en die ander disippels mee besig was. Wêreldwyd, ook in daai area. Om die koninkryk te bou. Hy sê, en God sal voorsien in elke goeie werk. Soos wat ek die preek skryf, kom ek af op 'n preek wat Louis Giglio gepreek het vir sy gemeente, Passion Church daar in Amerika. En dis hier aan die einde van die jaar en hulle celebrate. As jy nie iets weet van hulle het nogals impak op klomp plekke in die wêreld en maak massiewe verskil. En nou vier hulle dit as 'n gemeente, as 'n vieringsoomblik. En dan vertel die stories, hulle unpack dit so, weet die Here het hier gedoen en hier's wat ons as gemeente reg kry het en hulle werk so deur die oefening. En op die einde van die preek kom hy en hy kom sê iets nadat hy vir hulle vertel het van hierdie is ons storie, nee, hierdie is ons storie van gee, dis ons as gemeente se storie van vertrou, dis ons as gemeente se storie van impak. It is our story. En dan sit hy hom neer en hy sê hier is die hoekom van gee. En dit is so profound. Hy sê die why van vrygewigheid is because the why changes the miracle of our story. Dit wat ons nou net vertel het. In your story. Hy kom maak hom persoonlik. Hy kom maak hom persoonlik. En of jy by vermoë is om duisendig te gee met jou tiende en of jy jou vermoë is dat jou tiende behels op een van nog 'n R10, jy verdien R100 'n maand, jy's 'n tiener. En jy gee is jou aandeel of jy die 10 gee en of jy die 100,000 gee, is jou aandeel is dieselfde. En toe hy dit sê, vat dit my na wat die Here vir ons gesê het as 'n Doxydale familie hierdie jaar ons tema, His glory. It's my story. Sy heerlikheid, alles wat hy gedoen het aan die kruis, wat hy nou nog doen, die wonderwerke, wat hy besig is om sy lig en sy sout en sy liefde na 'n wêreld toe te bring, dis my storie. Dis my storie. Dis nie Paulus se storie of een van die groot kerkvaders se storie of een van die spiritual heroes of faith se storie of die pastoor of Marius, dit raak my storie. En iets gebeur in ons hart wanneer die Springbokke wen en ons spring op en af en ons is opgewonde is, daar's ietsie spesiaal aan dit. Daar's nog meer iets kragtiger en spesiaal en motiverend en lewensveranderend en life-giving vir jou. Die oomblikke wanneer jy deel raak van Jesus se oorwinning wat aan die kruis gebeur het. En die engele wat uitgeskree het meer as wat ek en jy doen, van 'n ander motiveringsvlak as wat ek en jy doen wanneer ons span wen. Toe Jesus opstaan uit die graf en hy gekroon word as die koning bo alle konings. En die engele begryp iets van die liefde van God, van Vader wat sy seun gee vir hierdie, en ons verstaan dit van 'n hele ander vlak, want ons verstaan genade. Ons verdien dit nie, en tog maak hy ons deel, my storie, 'n deel van sy storie. Dis 'n geestelike krag, dis 'n geestelike snap en 'n waarheid, 'n krag wat gebeur wanneer ons hierdie begin verstaan. En ons besluit neem om met 'n blymoedige hart, en die blymoedigheid kom nie van enige ander plek af nie, is die pen het gedrop. Die pen het gedrop en dit skep 'n vreugde, 'n joy unspeakable in my hart om so deel te kan wees. Ook van die Jesus se storie. Ek wil afsluit met net 'n stuk illustrasie vir jou doen. As julle vir my die ligte daar agter net sal afsit. Hierdie wat jy hier sien verteenwoordig
iets van ons stad. Nee, is nou nie as Eskom nie saamspeel nie. Okay. Die toestand van ons stad Johannesburg, waarvoor ek en jy geroep is. Nee, dis duisternis. Dis donker en dis seer en dis gebrokenheid en dis verlorenheid en mense wat nie Jesus ken nie. Dis die realiteit. En dis die realiteit nie net in ons stad nie, dis wêreldwyd. Jesus kom en hy sê die volgende, hy sê, julle is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Daar's hy, julle begin hom snap. Julle is die lig van die wêreld. Ek hoop as jy nou nog nie jou foon uit het nie, dan bring jy nie foon kerk toe nie, ek sal dit verstaan. Julle is die lig van die wêreld. Is hierdie nie mooi nie? Luister gou hierso, Jesus verskyn aan Johannes in Openbaring, en dan sê Johannes, hy het geskyn helderder as die son, hy het op sy aangesig neergeval, so helder het Jesus geskyn, aan Paulus verskyn, en Paulus word blind van Jesus, wat 'n natuurlike lig is, hy het nie son nodig nie, hy is lig. Hy sê nie, ek is die lig van die wêreld nie. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Kies om deur julle impak te maak. Die Here kan dit baie beter doen as almal vir ons. Ek weet dit en jy weet dit en hy weet dit. Hy sê, nogtans kies ek jou. Kies ek jou. Worship team, kom join my gou op stage. Hou jou selfoon aan. Weet jy, ons gaan staan en jy is welkom saam met my te staan in hierdie oomblik net. Ek wil hê met my hart hoor vanoggend. Jy kan ontspan, ons gaan nie vir jou vra om nou iets verder te doen behalwe die volgende, en die volgende is tog challenging. Soos jou lig aanhou, as jy wolk in jou oë sluit, is die vraag vandag, is die challenge vandag, maak 'n besluit. Maak 'n besluit, en baie van julle wat hier is, maak al hierdie besluit vir jare lank, en as dit jy is, dan maak jy dit opnuut vir die jaar wat voor lê. En die besluit is, ek gaan gee. Ek gaan maandeliks my 10de gee, dis wat die Bybel vra, en ek gaan offergawe gee wat projekte soos die skole en al daai goeders gaan ek dek. En vanoggend is net 'n besluit. Dis wat Paulus vir Korinte geroep het, sê, laat elkeen 'n besluit volgens wat in sy hart is. En check wat is in jou hart. Is dit dwang as jy gemanipuleer voel deur my vanoggend, dan vra ek vergifnis, want dit is glad nie dis nie my hoop of my doel nie. As jy skuldig voel, dan sê ek vir jou, dis die duiwel, jaag hom weg. As jy voetsak nou sê, dan verstaan ek, as jy jaag duiwel. Here werk jy met jou skuldgevoel, en sê hy wil werk met jou blymoedige hart. En jou blymoedige hart is omdat hierdie realiteit, Here, ek word deel van 'n prentjie wat die wêreld verlig, wat impak maak, wat verandering bring, wat koninkryk sigbaar maak, wat dit in my lewe ingebring het, en my lewe is anders. Nou is ek 'n deel van daai prentjie. Ek kan nie Jesus wees wat uit die graf opgestaan het nie, maar ek kan die hande en voete van Jesus wees wat daai storie en daai boodskap nog steeds dra, en nog steeds 'n realiteit maak deur kerk en deur kerk wees. En deur die roeping, en U vra vir ons om te gee, al behoort aan U die vee op 1000 dewels. Here, ek gee juis, ek maak juis hierdie besluit om maandeliks my 10de te gee, omdat aan U behoort die vee op 1000 dewels. En my God sal voorsien ver bo wat ek kan bid of dink of wat nodig het, sodat ek het vir myself om te doen waarvoor ek geroep is, en om te gee vir elke goeie werk wat U kom neersit in hierdie koninkryk. En Here, uit dit uit maak ek 'n besluit, 'n blymoedige besluit, ek gaan gee.
Ek gaan getrou uit geloof en gehoorsaamheid en gereeld gaan ek gee. Dankie Here, dat ons as 'n gemeente U kan vertrou, dat ons as individue U kan vertrou, as besigheidsmanne en vroue U kan vertrou, as werkgewers en werknemers U kan vertrou, aan U behoort die vee op 1000 dewels. En U roep my om 'n deel te wees van daai prentjie. Dit maak ons blymoedig in Jesus naam. Amen.